Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor ware Christendom. Ware Christendom, en ons is steeds in die brief aan die Tessalonisense en ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10. 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10. Maar voor ons dan by die brief aan die Tessalonisense uitkom, kom ons maak eers die oop toe. Goeiemôre Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons weer eens na U toe kan kom. Here, want sonder U is ons niks, sonder U weet ons niks, sonder U verstaan ons niks. En Here, daarom kom ons na U toe as U kinders en vra, Vader, asseblief leer ons. Breek U woord weer eens vir ons oop, Here, dat ons dit kan hoor en verstaan, en help ons, open ons harte om dit in ons harte te bewaar. Here, en dan vra ek ook dat U, soos U elkeen sal seën wat luister, dat U my ook sal seën op 'n spesiale manier, Here, deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, verskoon tog. Ons sien deesdae 'n toenemende aantal artikels op sosiale media wat 'n toename in die aantal mense wat uit geld bedrieg word rapporteer. En daar's 'n hele klomp, maar twee algemene skemas behels bellers wat hulle self as byvoorbeeld verteenwoordigers van die jou nutsmaatskappy krag of wat ook al identifiseer en beweer dat hulle jou krag sal afskakel as jy nie agterstallige rekening betaal nie, of 'n sogenaamde agente van die ontvanger wat sê dat jy agterstallige belasting skuld. Jy weet, 'n goeie leenaar oortuig mense dat hy die waarheid praat sodat hy hulle geld kan steel. En Satan is 'n leenaar en die vader van leuen, sê Johannes 8 vers 44 van ons. Maar hy is nie agter jou geld aan nie. As hy jou sy leuns laat glo, dan verloor jy die ewige lewe. Dit is wat op die spel is, want hy gebruik baie verskillende geestelike bedrieërs om sy leuns te versprei. Met ander woorde, dit is noodsaaklik dat ons nie mislei word oor wat dit beteken om 'n ware Christen te wees nie. En dit sou die grootste skok wees om te dink dat jy Jesus gedien het net om by die oordeel van hom te hoor, wanneer hy sê, soos Matteus 7 vers 23 sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. En in ons teks vanmôre gaan Paulus voort om sommige van die redes uiteen te sit waarom hy geweet het dat die gelowiges in Tessalonika vir verlossing gekies het, soos ons in vers 4 sien. En onthou, ons het in ons laaste studie gesien dat die ervaring van die evangeliste, volgens vers 5, en die gevolge in die lewens van die Tessalonisense in verse 6 tot 8 vir Paulus oortuig het dat die geloof van hierdie nuwe gelowiges eg was. En nou gaan hy voort om resultate van ware bekering wat hy in hulle lewens gesien het op te som. Dus as ons tema vandag soos 'n herhaling van verlede week klink, is dit omdat Paulus dieselfde tema voortsit. Verskoon. En om dit dan op te som, ware Christene ontvang die evangelie, wend hulle tot God en weg van afgode af, dien hom en wag vol verwagting vir Jesus om te kom en verkondig die evangelie dan ook aan ander. En Paulus noem spesifiek 3 gevolge van die Tessalonisense se bekering. Hulle het hulle van afgode van God tot God bekeer, hulle het die lewende en die ware God gedien, en hulle het op sy seun uit die hemel gewag. En dit stem ooreen met die 3 dinge wat hy in vers 3 genoem het, om van die afgode tot God te bekeer, toon hulle geloof, om God te dien, weerspieël hulle liefde, en om vir Jesus se terugkeer te wag, openbaar hulle hoop. Maar die begin van vers 9 openbaar ook 2 ander aspekte van ware Christendom, soos gesien in hierdie nuwe bekeerlinge. Hulle het die evangelie verwelkom en dit aan ander verkondig. En Charles Spurgeon in sy Metropolitan Tabernacle Pulpit noem ons teks in miniatuur die biografie van 'n Christen.
Nou kom ons kyk 'n paar na die paar punte. Ware Christene ontvang die evangelie. In vers 9 sê Paulus, onthou hy watter ingang ons by julle gehad het. En die woord ingang mag dalk verwys na wat Paulus elders 'n oop deur vir die evangelie genoem het, soos ons in Handelinge 14 vers 27 en 16 vers 9 en 10 en 14 sien, en 1 Korintiërs 16 vers 9, 2 Korintiërs 2 vers 12 en Kolossense 4 vers 3. En dit ons kan ook kyk na Openbaring 3 vers 8. Want Paulus het geweet dat God die deur moes oopmaak en harte moes oopmaak vir die evangelie, anders sou hy dit te vergeefs verkondig. Want voordat hy na Macedonië gegaan het, het Paulus eers probeer om na Bithynië, wat nou Noord-Turkye is, te gaan, maar op 'n ongespesifiseerde manier het hy gesê die Heilige Gees hulle nie toegelaat nie. Handelinge 16 vers 6 en 7. En toe sien Paulus die visioen van die man van Macedonië wat hom hulle hulp vra, en so het hulle die evangelie daarheen geneem, wat gelei het tot die eerste kerke in Europa. En soos ons laas keer gesien het, is die evangelie nie die boodskap oor hoe Jesus jou kan help om in die lewe te slaag nie, maar eerder hoe Jesus alleen jou van die toorn wat kom kan red. En die Bybel sê vir ons dat ons sondes van die heilige God, of dat ons sondes ons van die heilige God geskei het, sodat ons onder sy regverdige oordeel is. Johannes 3 vers 36, Romeine 3 vers 23, Romeine 6 vers 23. Ons goeie dade kan nie die straf betaal wat ons skuld nie. Maar God het die wêreld so lief gehad dat hy sy ewige seun Jesus gestuur het om menslike vlees aan te neem en die straf te dra wat ons verdien, sê Johannes 3 vers 16. En hy gee verlossing van sy oordeel aan almal wat in Jesus glo. In die Tessalonisense het die woord van die evangelie ontvang, sê verse 5 en 6. En Paulus sê in hoofstuk 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want om in Jesus te glo om jou van die komende toorn te red, is die beginpunt van die Christelike lewe. En dan tweedens, ware Christene wend hulle tot God, weg van afgode af. Want voor die evangelie het hierdie mense gehoop dat hulle afgode God se toorn sou paai. Maar sodra hulle die evangelie gehoor het, het hulle afgode weggegooi. Hulle het hulle tot God alleen gewend en op Jesus se dood aan die kruis vertrou om hulle van hulle sondes te red. Want die woord bekeer is 'n ander manier om te sê bekeer het. Dit kom dikwels in die boek Handelinge voor om die gepaste reaksie op die evangelie te beskryf. En Paulus het God se opdrag aan hom beskryf as die opening van die heidenes se oë, sodat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Handelinge 26:18. En hy som sy prediking op as om vir mense te sê dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. In Handelinge 26 vers 20. En daar's 'n paar ander verse in Handelinge wat dieselfde tema het, Handelinge 9:35, Handelinge 11 vers 18 en 21, Handelinge 14 vers 15, Handelinge 15 vers 19. En jy weet, soms word ek gevra, wat is die verband tussen reddende geloof en bekering? En my antwoord is dat dit die weerskante van dieselfde muntstuk is. Want as jy werklik glo, bekeer jy jou of draai weg van jou sondes. En as jy werklik bekeer, doen jy dit omdat jy in Jesus glo. Ons moenie hierdie konsepte van mekaar probeer skei nie, want beide word gebruik met verwysing na verlossing. Markus 1 vers 15 som Jesus se prediking op as bekeer julle en glo in die evangelie. En Jesus het vir die disippels gesê om bekering vir vergifnis van sondes in sy naam te verkondig in Lukas 24 vers 47. Ter illustrasie, as jy, ek is nou in Ierland, as jy na Dublin toe ry en jy glo dat jy moet terugkeer na Newross toe, dan hou jy nie aan om noord te ry nie. Jy draai om. So wat ek probeer sê is jou geloof lei tot aksie, naamlik om in die teenoorgestelde rigting te gaan. Reddende geloof is verbind met 'n u-draai weg van sonde af na God toe. Jy kan nie na God toe draai sonder om ook van jou afgode daar weg te draai.
En miskien dink jy, ja, dis interessant, maar ek is nie afgodedienaar nie. Ek het nog nooit voor enige standbeelde neergebuig of gebid nie. So dit geld mos nou nie vir my nie. Maar voordat ons berou het en op Christus vertrou, is ons almal afgodedienaars. Miskien buig min in jou land voor 'n letterlike standbeeld, maar 'n afgod is enige iets wat die regmatige plek van die lewende God en die ware God in jou lewe inneem. Aan die wortel van alle afgoderry is die God van diself. Baie mense laat hierdie God op die troon en probeer Jesus gebruik om te kry wat dieselfde wil hê, soos geluk, gesondheid, rykdom, liefde of wat ook al die begeerte is. Maar om selfgekroon te verlaat en Jesus as 'n nuwe afgod te gebruik om te kry wat dieselfde wil hê, is nie om van afgode na God te draai. Die Tessalonisense het Jesus nie net by hulle bestaande rak vol afgode gevoeg nie. Hulle het hulle afgode verwoes en hulle tot die lewende en die ware God alleen gewend. Dit beteken dat wanneer jy Christen is, daar 'n besliste, duidelike breek van die ou lewenswyse moet wees. Spurgeon beskryf dit, hy sê bekering is die totale omkeer van 'n mens om te haat wat hy liefgehad het en om lief te hê wat hy gehaat het. En hierdie wegdraai na God van afgode af is beide 'n aanvanklike besluit en 'n voortdurende proses. Want soos God se woord verdere areas van ons lewens openbaar wat nie aan Christus gelykvormig is nie, draai ons van daardie af weer weg na God toe. Daar's nooit 'n tyd in ons lewe wanneer ons kan sê dat ons klaar is met berou nie. In die Weste noem ons Christene onsself hervormdes of evangeliese Christene. Maar daardie term het so verwater dat sommige sê ons het 'n nuwe etiket nodig. In Oos-Europa verwys die ortodokse mense neerhalend na evangeliese Christene as bekeerlinge. En ek hou nogal van daai term. As ons werklik in Christus glo, is ons bekeerlinge. Ons het ons tot God gewend van ons afgode af, en wanneer sy woord 'n afgod ontbloot wat ons gemis het, dan raak ons ook daarvan ontslae. En derdens, ware Christene dien die lewende en ware God. Want die woord wat vertaal word as dien kom van 'n woord wat beteken om as 'n slaaf te dien. 'n Slaaf was nie vry om te doen wat hy wou nie. As 'n slaaf strand toe wou gaan, kon hy nie vir sy meester sê, ek neem vandag die dag af, ek sal môre terug wees nie. Hy het aan sy meester behoort wat hom gekoop het, en hy het geleef om sy meester se wil te doen. Anderswoorde, ons is nie ons eie nie, want ons is gekoop met die kosbare bloed van Jesus. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. Ons is sy slawe. Ons meester het sy lewe gegee om ons van 'n gewisse ondergang te red. Anderswoorde, ons dien hom nie uit blote plig of verpligting nie, maar uit dankbaarheid en liefde. En gelukkig is hy 'n liefdevolle en 'n genadige meester, wat ons beste belange op die hart dra. Om hom te dien is nie 'n las nie, maar 'n plesier, soos Johannes in 1 Johannes 5 vers 3 sê. En Paulus beskryf God as die lewende en die ware God, soos Jeremia ook doen in Jeremia 10 vers 10. Afgode is dooie valse goed. En dikwels wanneer mense letterlike afgode oprig, dan probeer hulle die demoniese geeste agter daardie afgode paai. Want onthou, demone is werklike bose geestelike wesens met groot mag, maar hulle is nie God nie. Daar's net een lewende en ware God wat vir ewig leef, wat alles geskep het, wat bestaan deur die woord van sy krag, soos Openbaring 4 vers 9 tot 11 vir ons sê. En daarom is hy die enigste regmatige meester van elke persoon. As jy 'n ware Christen is, dan dien jy die lewende en die ware God. En dit is belangrik om te verstaan dat om die lewende en die ware God te dien nie net beteken om hom 'n paar uur elke week te gee en dan die res van die tyd vir jouself te spandeer nie. Om hom te dien is eerder 'n 24/7 denkwyse, en dan 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week denkwyse, waar jy jouself ten volle oorgee aan die Here om te doen wat hy ook al wil hê jy moet doen, want hy is jou meester. 'n Slaaf leef om sy meesters te behaag en sy wil te doen. Dit kry jou oë van jouself afgerig en op die Here en ander. So wanneer die kerk toe kom, moet jou fokus wees, Here, gebruik my vandag om U te dien deur U kerk te dien. Dit kan 'n formele bediening wees, soos om kinders te onderrig of deel te wees van 'n aanbiddingsspan,
Dit kan beteken om op 'n fisiese manier te help, soos om vullis op te ruim, of om 'n kombuis skoon te maak. Maar dit moet ook insluit om op 'n geestelike manier te dien deur die liefde van Christus aan ander te bedien. Jy dien God deur na nuwe mense te soek en hulle welkom te laat voel. Maar jy dien hom nie net op Sondae nie, jy dien hom elke dag by die huis, by die werk, by die skool, want hy het jou as slaaf gekoop. Ware Christene ontvang die evangelie, hulle wend hulle tot God en weg van afgode en hulle dien die lewende en die ware God. En dan die vierde punt, ware Christene wag vol verwagting vir God se seun uit die hemel. In vers 10 sê Paulus, en sy seun uit die hemel het te verwag wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Want toe Jesus na die hemel opgevaar het, het die engel vir die disippels wat hom sien weggaan het in Handelinge 1 vers 11 gesê, hierdie Jesus wat van julle na die hemel opgeneem is, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien weggaan het. Hy het liggaamlik opgevaar, hy sal liggaamlik terugkeer en elke oog sal hom sien, sê Openbaring 1 vers 7. En Leon Morris in sy boek The First and Second Epistles to the Thessalonians merk op dat die wederkoms gemiddeld elke 13 verse van Matteus tot Openbaring genoem word. Wat ek hier wil sê is dat dit met ander woorde nie 'n klein leerstellingkie is nie. Paulus noem dit aan die einde van elke hoofstuk in 1 Tessalonisense, sowel as in die eerste 2 hoofstukke van 2 Tessalonisense. En Bybelgelowige Christene verskil oor baie van die besonderhede rakende Jesus se koms, maar hulle stem almal saam met die feit dat hy liggaamlik kom. Toe hy president was, het Jimmy Carter by 'n paar geleenthede 'n nag in die huis van gewone Amerikaners deurgebring om te wys dat hy in kontak was met gewone mense. As jy 'n oproep van die Withuis ontvang wat jou vertel dat die president sou kom om die nag deur te bring, dan sou jy waarskynlik 'n paar veranderinge rondom die huis aanbring. Jy sou vinnig huisskoonmaakwerk doen, 'n groot huisskoonmaakwerk. Jy sou dalk 'n paar stukkende goed regmaak wat jy uitgestel het om reg te maak. Jy sou dalk 'n paar verslete meubels vervang. Maar kortom, jy sou jou plek opruim en verwagtingsvol wag. Jy sou gereed wees vir die president se aankoms. Die wederkoms van Christus word nie in die Nuwe Testament beklemtoon sodat ons profesiekaarte kan invul nie, maar sodat ons lewens sal opruim terwyl ons in afwagting van sy koms leef. Johannes Calvin het in sy Calvin's Commentaries merk hy op, want as ons nie aangespoor word tot die hoop van die ewige lewe nie, sal die wêreld ons gou na homself trek. So laat elkeen dan wat in 'n heilige lewe wil volhard, sy hele verstand rig op 'n verwagting van Christus se wederkoms. En ek wil julle net vinnig wys op 7 dinge wat ons moet let uit vers 10. Eerstens, hy is God se seun. Dit beteken nie soos die Jehova getuies beweer dat daar 'n tyd was voordat hy verwek is toe hy nie was nie. Die Bybel is duidelik dat Jesus God se ewige seun is. Openbaring 1 vers 8, wat Jeremia 41 vers 4 weerspieël, verklaar God. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En julle weet seker almal, Alfa en Omega is die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. En net 'n paar verse later in Openbaring 1 vers 17 en weer in Openbaring 2 vers 8 beweer Jesus 2 keer dat hy die eerste en die laaste is. En dan in Openbaring 22 vers 13 verbind Jesus homself met God se bewering in Openbaring 1 vers 8, wanneer hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Aan die ander woorde, Jesus is God se ewige seun. En tweedens, Jesus het na die hemel opgevaar, van waar hy sal terugkeer. Want net voordat hulle hom tot kruisiging veroordeel het, die Joodse hoofpriester vir Jesus gevra in Matteus 26 vers 63, ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê of u die Christus, die seun van God is. En Jesus wat tot op daardie punt stil gebly het, het geantwoord in vers 64, wat verwys na Daniël 7 vers 13 tot 14. U het dit gesê, maar ek sê vir julle, van nou af sal julle die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. En derdens, Jesus kom weer.
Hy kom nie net geestelik, soos sommige preterisme beweer nie, maar liggaamlik, fisies. Openbaring 1:7 verklaar, hy sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. As hy nie liggaamlik weer kom nie, is God se woord nie waar nie. En vierdens, God het Jesus uit die dood opgewek. Die liggaamlike opstanding van Jesus is die kern van die apostoliese getuienis. En Paulus gaan selfs so ver as om te sê in 1 Korintiërs 15:17, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en julle is nog in julle sonde. En vyftens, die ewige seun van God is ook volledig mens. Jesus is sy menslike naam, hy is die ewige seun van God wat menslike vlees aangeneem het, toe die Heilige Gees die maagd Maria wonderbaarlik bevrug het, soos ons in Lukas 1:26-35 lees. Maar hy moes God wees vir sy offer om die sondes van die wêreld te versoen, soos Johannes 1:29 vir ons sê. Maar hy moes ook mens wees om werklik te sterf en vir sy dood om op mense van toepassing te kan wees. En die 6de punt in hierdie vers is, Jesus red ons van die toekomstige toorn. En Paulus se beskrywing van Jesus as die redder of die verlosser kom van die Griekse vertaling van Jesaja 59:20 wat beloof dat die verlosser sal kom om goddeloosheid van Jakob af te weer wanneer die toorn van die Here kom. Gaan lees maar Jesaja 59:19 en 20. En daardie belofte strek nou ook tot die heidene. Die feit dat Jesus ons van die toekomstige toorn red, beteken dat ons onsself nie kan red nie. Sonder sy ingryping is ons verdoem. Ons kan hom nie met die reddingsoperasie help nie, dit is geheel en al sy werk. Al wat ons kan doen is om hom aan te roep om ons te red, soos Romeine 10:13 sê. En Korintiërs 1:30 sê redding kom van die Here. En in die 7de punt, wanneer Jesus kom, sal die toorn uitdeel aan almal wat die evangelie nie gehoorsaam het nie. Want Paulus sê in 2 Tessalonisense 1:6-8, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, of die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. En die idee van God se toorn en oordeel is nie gewild in ons tyd nie. Selfs nie onder evangeliese Christen nie. Ons wil eerder vir mense sê dat God hulle liefhet en 'n wonderlike plan vir hulle lewens het. En dan onderspeel ons die idee dat God kwaad is vir hulle as gevolg van hulle sonde en dat hulle verskriklik ewige straf in die hel in die gesig staar as hulle sterf sonder om met God te versoen te word. Miskien is ons selfs 'n bietjie verleë deur die idee van God se toorn en ewige straf. Dus ontwyk ons dit en ons bevorder die evangelie as 'n goeie manier om 'n gelukkiger lewe te hê. Maar deur dit te doen, interpreteer ons die Bybelse evangelie verkeerd en water ons dit af as die Bybelse prentjie van verlossing. Of verwater ons die Bybelse prentjie van verlossing af as God wat ons van die verganklikheid red. Dit word meer soos om 'n nuwe dieet of 'n oefenprogram te begin wat gewaarborg is om jou dadelik beter te laat voel. Maar die waarheid van God se toorn is noodsaaklik vir die evangelie. Jesus het nie aan die kruis gelei sodat ons 'n gelukkiger lewe kon geniet nie. Hy het gesterf om ons van sy toekomstige toorn te red. God se toorn is sy vaste teenkanting teen alle sonde en sy regverdige straf vir daardie sonde. Want as hy oneindig heilig is, dan moet hy alle sonde met oneindige straf. Jy kan gerus gaan soek en luister na Jonathan Edwards se preek, The Justice of God in the Damnation of Sinners. Ai tog, verskoon tog. Want as God nie sonde straf nie, is hy nie heilig of regverdig. En alhoewel dit dalk nie vir ons aangenaam is nie, moet ons besef dat Jesus meer op die verskriklikheid van God se oordeel gefokus het, meer daaroor gepraat het as enige ander persoon in die Bybel. So ons kan nie tereg beweer dat ons Christen is en terselfdertyd die toorn van God ontken wat oor almal kom wat Jesus as hulle verlosser verwerp.
Want of jou sonde is op Jesus omdat jy na hom gevlug het om jou te red, of dit is op jou en jy sal die vrees van God se ewige toorn in die gesig staan. En dan vyfde en laastens, ware Christene verkondig die goeie nuus oor Jesus aan ander. Ons het dit in vers 8 gesien waar Paulus sê dat die woord van die Here uit die Tessalonisense weer klink het. Dit word ook in vers 9 geïmpliseer, waar hy sê dat ander aan hom teruggerapporteer het oor die soort ontvangs wat hy gehad het toe hy in Thessalonika was. So die punt is, diegene wat van 'n gewisse ondergang gered is, kan nie anders as om hulle wonderlike storie vir ander te vertel nie. Jy kan nie dit vir jouself hou nie. Maar moenie die evangelie afwater nie. Stel jou 'n klomp mense voor op 'n luukse vaartuig, 'n luukse cruise ship soos hulle dit noem, wat in die kalm Karibiese See vaar. Hulle lê op die dek, hulle eet heerlike kos en hulle geniet dit, en daar kom 'n man wat sonskerms verkoop. As jy wil julle mense 'n sonskerm koop, dit kan jou vaart baie meer aangenaam maak, en hulle kos nie baie nie. So baie mense koop hierdie sonskerms. Maar as jy nou geweet het dat terroriste, as jy nou voor die vaart begin het, geweet terroriste het 'n kragtige tydbom op daai skip geplant, wat dit aan flarde sou blaas. Sou jy op dek wees en sonskerms verkoop om die reis meer gemaklik te maak, of sou jy mense waarsku om in die reddingsbote te klim terwyl hulle nog tyd het? En ek sê nie God is 'n terrorist nie, hy is mos natuurlik nie, maar hy's 'n heilige God wat waarsku dat hy alle sonde sal oordeel. En hierdie vaartuig, hierdie luukse cruise ship genaamd die wêreld sal vernietig word, en almal wat aan boord is sal vergaan, sê 2 Petrus 3 vers 10. Maar hy het ons nie sonder ontsnappingsmiddel gelaat nie. Hy sê Jesus is nie 'n sonskerm om jou vaart gemakliker te maak nie. Hy is die reddingsboot. Maar jy moet die skip verlaat om in die reddingsboot te klim terwyl daar nog tyd is. Dit is die boodskap wat ons moet verkondig. Ek wil afsluit. Toets jouself teen hierdie kenmerke van ware Christendom. Het jy die goeie nuus ontvang dat Jesus Christus vir jou gesterf het? Het jy jou beslis tot God gewend van jou afgode, veral die afgod van jouself? Leef jy elke dag om die lewende en ware God te dien as sy bloedgekoopte slaaf? Sien jy vol verwagting uit na sy seun se terugkeer uit die hemel? En vertel jy ander die goeie nuus oor hoe Jesus hulle van die son van die komende toorn kan red? Vra hierdie vraag aan jouself en antwoord dit. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie tydige boodskap. Dankie Here dat ons kan sien wat ware Christendom is, Here. En ons vra dat U ons sal lei om waarlik U dienaars te wees. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop dat hierdie boodskap ook vir julle voedsel vir julle siele sal wees, dat hierdie julle sal help om julle lewens te evalueer en te sien of julle ware Christen is. En as julle nie is nie, dat julle sal bekeer van julle afgode na God. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar rondom hierdie brief van die Tessalonisense, dat God ons weer verder sal leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, mag God julle seën. Shalom.